Goeiemôre, oude luisteraars. Vandag wil ek met jou praat oor klein bietjie mosterdsaad geloof. En as jy kyk na daardie saadjie in my hand, is die ene peperkorrel en die enetjie langsaan is 'n mosterd saadjie grootte. Nou dit is net om vir jou idee te gee hoe klein 'n mosterdsaadjie werklik is wat Jesus van gepraat het. So, as ek hom vir jou kan optel in my hand, kan jy hom skaars sien. En kom ons lees dan uit sy woord uit wat hy sê en dan gaan ons saam bid. Nou Jesus kom waar sy disippels verleë was, omdat hulle nie die duiwel uit die seun kon uitgedryf het nie, en hulle vra Jesus hoekom, en hy sê, julle maak nie erns met God nie, as julle geloof in hom, maar so groot soos 'n klein mosterdsaadjie is, sal julle die onmoontlike dinge reg gekry het, dan sal julle enige struikelblok in julle lewe kan oorkom, hoe groot dit ook al is, en julle sal self vir die berg kan sê, skuif uit die pad uit, en dan sal dit gebeur. Niks is onmoontlik vir mense wat op God vertrou nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons met U kan praat. Dankie dat U alles van ons weet, dat ons niks vir U weg te steek die Here, maar dat ons voor U kan wees net wie ons is. Here, hou vas ons asseblief tydens hierdie boodskap, werk aan ons Heilige Gees. En Vader, as ons hierdie boodskap begin uitleef, is my gebed dat U naam verheerlik sal word. In Jesus naam. Amen. Nou hierdie liewe klein mosterdsaadjie, ek weet nie hoe ek hom vir jou anders moet vashou, dat jy hom kan sien nie. Daar val hy af en nou gaan dit 'n soektog wees om hom aan die hande te kry. Maar wat ek met jou wil oorgesels vanoggend is mosterdsaad geloof. Ek vertel vir my man, die openbaring wat ek gekry het is, dat as ons in ons struikelblokke, wat baie keer soos berge in ons lewe is, net kan kom in hierdie klein mosterdsaadjie, onder daardie berg kan inkry. En die beeld wat ek gesien het is, dat hierdie mosterdsaadjie begin groei onder hierdie berg, en dat dit nie so seer is vir die berg sê gaan weg nie, maar dat dit hierdie berg begin oplig. En soos dit die berg oplig, het ek gesien dat hierdie boom so groot word, en hierdie berg uit mekaar uit skiet, laat dit naderhand maar net so sand afrol. En die eerste iets van 'n mosterdsaad is, dit is lewe. In daardie saadjie, wat so piepklein is daar 'n baie groot boom, wat in daardie saadjie weggesteek is. En daardie groot boom, sê Jesus self van, sal in die tuin een van die grootste bome word, waarin die voëls kan nes maak, en onder wie se skaduwee 'n mens kan rus. Nou, as ek en jy daaraan dink, hier sê Jesus, hy sê dit is moontlik vir gelowiges, wat bereid is om te glo, dat die krag van God se beskerming tot hulle oorwinning sal lei, om te glo dat God se beloftes waar is. Miskien is jy op 'n plek waar jy so vol vrese in jou lewe is, waar angs so groot rol speel, miskien fisies op 'n gevaarlike plek, dan kom Jesus en hy wil deur my sê vir jou vanoggend, dat jy net daardie klein mosterdsaadjie sal vat, van Psalm 91 wat sê, dat hy wie vertoef onder die skuilplek van die Allerhoogste se vleuels, daar sal hy beskermd wees, daar sal hy veilig wees, dat jy net aan daardie klein
mosterdsaadjie geloof meer vashou wat God se woord is, wat oor jou veiligheid gaan. Dan kom hy hier en hy sê, dis vir jou moontlik om jou gedagtes gevange neem, gehoorsaam te maak aan Christus Jesus, want dit is Heilige Gees binne jou wat jou daardie krag gee. En miskien kom jy vanoggend by daardie plek en jy sê, maar my gedagtes maak my so moeg, ek kan nie meer met hierdie gedagtes nie. En dan kom die Here en hy wil vir jou vanoggend sê, as jy net mosterdsaadjie geloof begin toepas, net op 'n plek begin, waar jy gedagtes stadig aan begin en gevange neem, gehoorsaam maak aan Christus Jesus se gedagtes, dat jy jou gedagtes sal keer om net verder te gaan en dat jy sal begin by 'n mosterdsaad geloof, om daar te dink wat die woord vir jou sê in Filippense 4. Hy sê, bedink die lieflikhede, bedink die loflikhede. En as jy net klein bietjie van God se hemel begin dink, dis wat hy sê, bedink die dinge wat daar bo is, en nie wat op die aarde is nie. Ek en jy vergelyk altyd ons geloof baie keer so met, dat dit hierdie massiewe geloof moet wees, en Jesus kom vanoggend en hy sê vir jou, net daardie mosterdsaadjie geloof, dit gaan genoeg wees vir jou, om vir daardie berg te kan sê in jou lewe, daardie groot struikelblok, tel jouself op, en gooi jou in die see, dat jy sal glo, dat in daardie mosterdsaadjie geloof, dat hy wie in jou is sterker as hy wat in die wêreld is. En vir my persoonlik het dit so baie beteken. Toe ek aan tafel sit en ek kyk na die peperkorrel, toe dink ek by myself, ek hoef nie eers die grootte van 'n geloof te hê van 'n peperkorrel nie, maar van 'n mosterdsaadjie wat seker maklik 1000 keer kleiner is as hierdie peperkorrel wat ek vir jou vashou. Ons dink altyd ons moet hierdie massiewe geloof hê, maar dit gaan nie oor die grootheid van jou geloof nie. Dit gaan nie oor jou, wat jou gebede beantwoord word, of dat jy hierdie geloofsheld is nie. Dit gaan net daaroor, kan jy 'n bietjie glo? Want as jy 'n bietjie kan glo, sal God vir jou doen wat die onmoontlike is. Ek weet hierdie boodskap is vanoggend vir mense wat sê, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, ek weet nie meer hoe ek kan aangaan nie. Wil ek net vir jou vanoggend sê, net 'n klein bietjie, klein bietjie, mosterdsaadjie geloof, gaan genoeg wees, omdat jy gaan doen soos daai beeld wat ek gesien het, jy gaan dit sien wat jou obstakel is, en gees gaan jy soontoe loop, na wat dit ook al is, en jy gaan daar gaan staan in die naam van Jesus, jy gaan net daar die mosterdsaadjie geloof van jou, onder daardie berg in sit, en dan gaan jy in 'n klein mosterdsaadjie geloof op God wag om jou te beantwoord. As jy dink vanoggend, as jy net 'n klein bietjie geloof kan hê in wat die bloed van Jesus doen, sê maar jy's op 'n plek wat dit sleg gaan, wat jy so aaklig voel oor jou eie lewe, kan jy net begin by daardie klein mosterdsaadjie geloof, Here vergewe my, en begin net daai goed noem, begin daai goed vir hom opnoem, elke keer 'n stukkie, elke keer nog meer, totdat jy begin agterkom, dat hierdie berg wat in jou lewe is, reeds deur Jesus se bloed gedra is, en dat jy kan kom by daai plek om te ook te sê, Here, ek gebruik vanoggend my mosterdsaadjie geloof, Here, en ek begin vergewe, soos U vir my gesê het, ek moet vergewe, ek begin hulle vergewe, noem dit stuk vir stuk, noem hulle name vir die Here, gee dit vir die Here, en dat jy ook vanoggend sal kom onder die beskerming, met jou klein mosterdsaadjie geloof, onder die beskerming, want as jy dink, daar was 'n kruis gewees, en my mosterdsaadjie geloof, was so klein aandeel in daai kruis, maar daar was 'n kruis gewees, wat in my en jou lewe, die grootste boom word, waar ons kan gaan onder rus vind, by daardie kruis van Golgotha,
om net vir oggend te kom en te kan sê, Here, ek vergewe my ook asseblief, en dat jy vir oggend sal kom en met jou mosterdsaadjie geloof, net weer kom en sê, Jesus, dankie, dat deur u wonde daar vir my genesing gekom het. Here, baie dankie dat u 'n wonderlike Here is. U vra nie vanoggend dat ek geloofsreus moet wees nie. U vra vanoggend net 'n mosterdsaadjie geloof. Dankie, Here, dat dit nie van my afhang nie, maar van u afhang om my gebede te beantwoord. Ek loof u, Here, vir 'n teksvers wat in die Bybel is, vir daardie skrifte wat sê, 'n mosterdsaadjie geloof, daardie klein saadjie sal die grootste boom word. En daarom weet ek, Here, as ek my vanoggend oorgee aan u, Here, dan sal u my geloof sterker en groter maak, sodat ander ook eendag hierdie groot boom sal kan sien, en ek die getuienis sal kan wees, dat dit alles begin by 'n mosterdsaadjie, groote geloof. U sê, Here, as ons bid, Here, ons is in u, en u woord in ons, kan ons vra net wat ons wil hê, en ons sal dit verkry. En vanoggend bid ek, Here, net vir 'n mosterdsaadjie geloof. Leer my asseblief daarvan, in Jesus naam. Amen.